Ons is dikwels geneig om ons lewe te definieer in terme van een of ander tekort wat ons dink ons in ons lewens het. Ons doen partykeer voorraadopname van ons lewens en dan weeg ons alles wat ons in ons lewens het, of ten minste dit wat ons nie in ons lewens het nie, en dan sê ons dat ons een of ander tekort het, ons het een of ander gebrek, ons het iets in ons lewe nie. En ons dink dat daardie iets wat ons nie het nie, die gat wat daar diep in ons binne is, kan vul. Nou dis nie net ek en jy wat geneig is om voorraadopname van ons lewe te maak en te dink dat daar iets is waarin ons tekort het, of dit nou geleenthede of middele of wat ook al is nie. Ek wil amper so ver gaan as om te sê dat dit 'n simptoom is van die tye waarin ons leef. Want gaan kyk 'n bietjie na die narratiewe wat daar vir my en vir jou vertel word. Die groot narratiewe van ons samelewing, of dit nou die advertensies is en of dit een of ander bemarking is geneig om die tekorte in my en jou lewe te definieer en te identifiseer en te sê, as ons eers hierdie produk of diens het wat hulle vir ons beskikbaar maak, dan sal ons genoeg hê. Dan sal daardie tekort wat ons in ons lewe het, daardie gat wat ons hier diep in ons binneste het, vir eens en vir altyd gevul kan wees. En in die konteks hiervan kom wys Psalm 23 eintlik vir ons ander intelligensie, alternatiewe intelligensie. Die psalmdigter begin deur te sê, die Here is my herder, ek het nie tekort nie. Die Here is my herder, ek het meer as genoeg in my lewe. En dis eintlik 'n wonderlike belofte wat die psalmdigter maak, want hy verklaar eintlik die Here se teenwoordigheid in sy lewe, soos wat 'n herder teenwoordig is by sy skape. En ons almal weet dat wanneer 'n herder by sy skape of by haar skape teenwoordig is, het die skape gewoonlik meer as genoeg om van te leef, want die herder sal selfs hulle eie lewe gee in ruil vir die skape. Dit is immers wat Jesus baie jare later gesê het, om te sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder is bereid om sy lewe af te lê vir die skape. As die herder daar is, het die skaap geen tekort nie. Die skaap word gelei na groen weivelde, waar daar waters is, waar daar rus is. En ons kyk byvoorbeeld oor die heining en dink die groen weivelde is op 'n ander plek. En as ons eers op daardie ander plek kan kom, wat ook al dit is in ons lewe, dan sal daardie tekort hier diep in my binneste vir eens en vir altyd gevul wees. Dan sal ek by die groen weivelde wees. Die psalmdigter sê nee, as jy 'n skaap is van die herder, is jy reeds by die groen weivelde. Omdat jy 'n herder het jy alreeds geen tekort in jou lewe nie. Mag ek en jy met ander oë na ons lewens kyk. Mag ons nie voorraadopname oor ons lewe doen soos wat elkeen van ons doen, maar mag ons vir 'n slag vaskyk in die oorvloed wat ons al reeds het. Nie omdat ons middele het of omdat ons goeie omstandighede in ons lewens het nie, maar ten spyte dalk van die middele of die omstandighede, is ons nog steeds op 'n goeie plek, het ons steeds nie tekorte nie, want ons het die goeie herder wat herder is in ons lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U die goeie herder is, dankie dat U saam met ons op pad is, en dankie dat ons by groen weivelde is, nie omdat ons dit uit ons eie uit kan kry nie, maar omdat U die herder in ons lewe is. Vader, dankie dat ons ook soos die psalmdigter kan sê, die Here is my herder, daarom het ek geen tekort nie. Amen. Baie dankie dat julle vandag saam met my gekuier het, ons kuier verseker gou weer.